En vanoggend sit ek en my vroukie en koffie drink en sit gesels. Ek maak koffie, ek kan koffie maak daarom. Dit kan ek doen. En weet jy, ek het eintlik bewoog geraak toe besef dat ek het te min gedoen om siele te bereik met die woord van God. Ek het te min gedoen. En daai 43 jaar kyk maar sê het ek elke Sondag het ek gepreek. In die beginjare was dit die oggend en in die aand. Deesdae hou die mense nie in die aand kerk en ons is nou bang vir die skelms. Terwyl die skelms eintlik bang moet wees vir die kinders van die Here. En daai 43 jaar te besef ek vanmôre uit my hart uit, sonder om iemand anders daarvoor te beskuldig, my skuld. Ek het nie genoeg gedoen in die werk van die Here nie. Ek het nie hard genoeg gewerk nie, ek het nie genoeg ingesit nie, ek het te min ingesit. Ek het gedink ek het doen goed, ek gedink ek het baie siele vir die Here gewen. Ja, daar het baie tot bekering gekom en ek het seker 'n paar honderd gedoop in die 43 jaar. Deur die genade van die Here, maar ek moes duisende kon vir die Here inbring. Te min gedoen. En ek is skaam vanmôre. Ek sê vir ek is eintlik skaam. En as ek nou dink dat ek wat nou 43 jaar voltyds in die bediening is, so sê ek dink ek het te min gedoen, dan wonder ek wat doen die gewone man op die straat wat sê hy's 'n kind van die Here. As elkeen van ons vanmôre moet kyk na ons eie lewe. Wat het ons regtig gedoen om die evangelie van Jesus Christus uit te leef en te verkondig net waar ons gaan? Jy dink ek wil u nou beskuldig, dis nie regtig waaroor dit gaan nie, hoor. Want ek wil vanmôre met u praat oor 'n baie belangrike saak in 'n kind van die Here se lewe. Ek wil vir u lees 'n skrif, u lees hier in Matteus die 9de hoofstuk. Die wat vas en die wat nie vas nie. Daar vanaf die 14de vers. As jy 'n Bybel gebring het, kan jy gerus saam lees. Matteus 9. Net in geval jy nie weet, is Nuwe Testament. Matteus 9de hoofstuk vanaf die 14de vers. Daarna kom die disippels van Johannes na hom en sê, waarom vas ons en die fariseërs dikwels? Maar u disippels vas nie. En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan treur, solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas. Maar hoor nou, en niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie. Want die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom 'n erger skeur. Die mens gooi ook nie nuwe wyn in 'n ou leersakke nie. Maar anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Die Here Jesus het die wonderlike vermoë gehad om so 'n klein sinnetjie iets te sê wat soveel betekenisse kan hê. Niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie. Jy sê eers 'n lap op as hy stukken is, as hy geskeur is. Dan sit jy 'n lap op. Ons as kinders het baie gelapte broeke gedra in laerskool, kakiebroek. Die agterkant is so groot vierkantige stuk nuwe kakie lap ingewerk. Ek onthou dit baie goed. Was nie vreemd nie, omdat al die kinders in die skool het dit gedra. Maar nou praat die Here oor 'n ding, hy sê, as jy 'n ou kleed het, hy's al so verslete, help nie sit 'n nuwe lap op nie. Kry liewers 'n nuwe kleed, want jy mors jou tyd. Daai nuwe stuk lap gaan weer skeur. En dan is die skeur groter as die oorspronklike skeur. Weet jy hoe baie kinders van die Here is daar vandag? Wat elke Sondag besluit neem, nou gaan ek die Here dien. Nou, pastoor, watch my nou. Ek het al gekry van hulle. Was my gesê, pastoor, hou my dop, jy gaan my nou sien. Dan sien jy hom nooit weer nie.
Jy kan eers sien dat daar 'n verandering gekom het nie, maar jy sien hom net nooit weer nie. Weet jy hoeveel dierbare kinders van die Here loop daar met 'n verslete kleed, sonder 'n vars salwing van die Heilige Gees? Hoeveel dierbare kinders van die Here, en het word maar aanvaar. As jy nie weer kerk toe kom nie, dan besoek die prediker, omdat het 'n dominee of 'n pastoor of wie ook al mag wees. Besoek hom en sê, "O broer, ons mis jou by die kerk." "Ja, nee, maar pastoor, jy weet, ek het maar 'n rowwe lewe. Ek moet ook maar werk om die kookpot in die kook te hou. En die vrou wat die Here my gegee het," Adam het ook mos gesê, "Here, sê ek nie, is die vrou wat U my gegee het." Ek lees nou eendag iets in Engels wat die ou sê, "A man that's got a quarrelsome wife, it's no wonder he calls the toilet a restroom." Ja. Mense, ek wil iemand vanmôre uit my hart uithoor, ek wil vanmôre met u praat en met u daar op die media. Mense, hoeveel keer het dierbare kinders van die Here al gesê, "Pastoor, ek het my nou weer 'n keer bekeer, ek gaan nou regkom, nou gaan ek regkom, ek gaan vir u sê, die ou kleed wat ek gehad het, 'n bietjie geskeer en so, maar ek sal 'n nuwe lappie opsit, ek gaan net so 'n bietjie patch." Verskies die Engelse woord nou tussenin. Daar's soveel, daar's nie 'n mooi woord, gepatchte mense nie. Daar's nie, ek kan nie beskryf hoeveel gepatchte Christene is daar nie. Wat sê, "Pastoor, ek het nou maar weer 'n keer geval, maar hierdie keer, nou gaan ek opstaan, nou." Terwyl die Here eintlik vir ons wil beklee met sy volle heerlikheid, met sy volle krag, met sy volle vuur. Laat ek vir u ietsie lees, Paulus skrywe hier in Filippense, ek dink die 3de hoofstuk. Kyk of ek dit nou gou kan opspoor hierso. Hy sê ek kan oor baie dinge roem. Hy sê ek is ook 'n Fariseer en ek is gebore in die stam van Benjamin, ek is 'n Hebreërs, wat die wet betref is ek 'n Fariseer. Hy sê, maar wat ek vir my wins geag het, maar wat vir my wins was, iets wat ek oor kon roem. Ek kan sê, ek is nie sommer so nie, ek is 'n regmaker, ek is 'n Fariseer, is gebore uit die Hebreërs uit, en ek is gebore in die stam van Benjamin, en ek kan roem, en ek al die goed te noem. Hy sê, want ek het dit wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwyl van wie ek alles puntjie gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. O, mense, iets het met my gebeur na Vrydag se boodskap op die Facebook-program. Ek dink ek het meer met myself gepraat daar as met enige iemand anders. Ek weet nie wie van u dit gekyk het of geluister het nie. As u nie geluister het, jy gaan doen 'n bietjie moeite en gaan luister daarna, kyk op Facebook onder Kai Bekes. Jy sal dit daar kry. Ook op die YouTube sê jy hom ook kry. Mense, as jy dink wat 'n geweldige verantwoordelikheid en vrag op die skouers van Jesus gerus het, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Ek wil nou nie daai boodskap oorpreek, maar ek kan nie anders dit praat, dit het vir my so gegryp, nee. Die Here het my so vasgevat met daai ding, ek kan nie anders nie. Dat God 'n volk skep. God het nie 'n volk gekies nie. Want dan kan die een sê, hoekom het jy ons nie gekies nie? Dis onregverdig. Hoekom kies jy daai volk? God skep 'n volk wat nie bestaan het nie. Gaan lees Lukas die 3de hoofstuk, jy sien waar daai volk begin. By Adam. Maar God skep 'n volk. Hy laat hulle vir 4000 jaar op die aarde bly en uitbrei en meer word. Hy laat hulle in Egipte land. Uiteindelik word hulle slawe daar.
Maar God verlos hulle, hy openbaar sy krag aan die wêreld. En toe hy stap, daar is daar 600.000 mans, vroue en kinders uitgesluit. So die vrouens en kinders bykom, is daar miskien 3-4 miljoen. Ek weet nie hoeveel kinders daai mense gehad daai tyd nie. As ek maar vandag kyk, lyk dit met daai tyd hulle baie meer kinders gehad as vandag. Om daai volk vir 40 jaar deur die woestyn te laat stap. Hulle skoene het nie verslyt nie, hulle klere het nie verslyt nie. Elke dag van ek brood gegee, elke dag kwartels gegee, vleis om te eet, water uit die rots uit laat tap, dat die wêreld kan sien, hoe groot is hierdie God, hierdie almagtige God. En uiteindelik, na soveel jare, gelees bietjie die boek van Levitikus, die wette wat God vir hulle gegee het, deur Moses. Weet dat as iemand geoortree het, die wet oortree het, het hulle hom gestenig. Hoekom? Omdat God wreed is. Nee, hy was baie ernstig dat sy volk moet skoon en rein bly, omdat uit daardie volk uit moet die verlosser gebore word. As jy kyk wat God gedoen het, en jy kyk na vandag, na die kleed van baie kinders van die Here. Party is verslete, party is vuil, party is geskeur. Dan wil hulle op 'n Sondagmôre sê, vanmôre het die pastoor net so mooi gepraat. Ja, ek beter my bietjie regkry, ek bietjie regkry, gaan môre bietjie vas. As jy gaan vas, omdat jy skuldig voel, as jy besig om 'n lap te sit op die geskeurde kleed oor, laat ek nou vir jou vertel. As jy gaan vas omdat jy skuldgevoel het, as jy gaan vas om jouself aan God toe te wy, ja, een ding. Maar as jy gaan vas om bid omdat jy skuldgevoel het, jy besig om 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed te sit. Maar as jy gaan kyk, toe Jesus uiteindelik kom, en hy word gedoop in die Jordaan. Die doop van Jesus was van die uiterste belang, want hy moes die ou Jesus gaan aflê. Die seun van die sogenaamde sy vader Josef, gebore uit Maria die maagd. Hy moes daai ou lewe gaan aflê, want toe uit die doop uit opstaan, toe kom die Heilige Gees as 'n duif op hom neer, en God die Vader sê, dit is my geliefde seun, aan wie ek welbehaag het. En weet jy, hy het die verantwoordelikheid gehad vir die hele mensdom. Vir die Japaneese, vir die Chinese, vir die Indiërs, vir die blankes, vir die bruinkleurige mense soos die Arabiere en die Midde-Ooste, en vir die swart volke reg oor Afrika. Hy het die hele wêreld op sy skouers gedra, die verantwoordelikheid. As hy gaan val, is dat nie redder vir die mens nie. Wat sou God dan doen? Na hy 'n volk geskep het, en Jesus so val, hy bid aan die tuin van Eden, hy sê, Vader, as dit moontlik is, dat hy die beker by my verbygaan, want hy het besef, hy het gevoel, die vrag op hom, die woord sy het gebid, dat sy sweet geword het soos bloed. Dan moet jy weet, dis nie die bang vir die dood nie, die vrag van die verantwoordelikheid wat op hom rus. En dan kom en hy sê vir ons vandag, ek wil vir jou 'n nuwe kleed gee. Ek wil vir jou 'n salwing van die Heilige Gees gee. Ek wil jou onderneem, ek wil jou wysheid gee, ek wil jou krag gee, ek wil jou dra, as jy my net sal dien met 'n mooi skoon kleed. Kom, ek sal jou was met my bloed, dat jy gereinig kan word, met skoon kan word, en jy kan heel word. Hy wil alles vir jou gee. Dan dink ons baie keer, ons is nou goed genoeg, as jy net 'n stukkie lap op die stukkie plek wat nou geskeur het. Ag pastoor, jy verstaan mos, jy ken mos die lewe pastoor. Dis mos maar die lewe. Almal van ons struikel maar dikwels pastoor. Weet jy, ek verwyd u nie hoor, maar ek dink regtig, ek praat van myself. Ek het ook al gestruikel hoor. Ek het ook al baie foute gemaak. En die bediening het ek wonder of ek nie meer mense teen die bors gestamp het as wat ek gered het nie. Want ek het sommer rapper reguit vir ou gesê, man, dis verkeerd, jy moet regmaak. Ek het baie keer sommer ongemanierd, bykans ongeskik gewees, om mense by die Here uit te kon kry. Maar nogtans voel ek vanmôre, weet ek, met my vrou sit en praat vanmôre, ek word eintlik bewoord ook vir as jy, weet jy, ek voel, ek het nie genoeg gedoen nie. Ek het nie behaal wat God wil hê ek moet behaal nie. Ek weet nie hoe voel u vanmôre nie, maar ek voel, ek het nie genoeg gedoen nie. Ek moes meer gedoen het. Ek wil die laaste paar jaar van my lewe, dalk is dit 5 jaar, dalk is dit 'n week, dalk is dit 10 jaar. Ek weet nie hoeveel jaar ek nog gaan lewe nie. Maar ek weet nie hoe voel u vanmôre nie. As ons net vanoggend kan 'n besluit neem, Here, gee my net 'n nuwe kleed. Ek wil nie 'n lappie opsit nie. Ek wil nie my foute net bietjie toemaak nie.
dat die ander nie die skeur in my kleed kan sien nie, moet 'n nuwe stuk lap opsit. As ek my sê, nou die lap sê, nee, ek hou van die kleur. Is my so mooi die rooi op die blou. Net 'n nuwe lap opsit. Mense, God wil vir jou 'n nuwe kleed gee. Paulus sê, hy sê, man, wat het my wins was, het ek skade geag, sodat ek Christus kan kry, die volheid van hom kan kry. Hier in Kolossense, die 3de hoofstuk, praat ek ook van dit 'n bietjie. Dat ek 'n bietjie vir u lees daar. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. En aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want jy het gesterwe en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Die skere, maak dit dood. Naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, maar ek vir jou sê, waar is die Christene wat nie vir mekaar gelieg het nie? Wys hom vir my, wys hom. Kan ek nog 'n bietjie aangaan? Omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Weet jy wat maak jou nuut, jou kleed nuut? Jou kennis van God, jou kennis van die Here Jesus, jou kennis van die woord van die Here, dit maak jou kleed nuut. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy kan nie help net sê, ek wil nie jou keer om te vas nie, as jy wil gaan vas, ek het ook baie gevas in my dae, ek was daai toe nogal maar gewees, maar ek het ergens, ek het 'n lanklaas gevas, want ek voel ek het nou 'n voller liggaam. Ek sien my broer, die is voor sit, hy kyk my so, hy kyk of ek bietjie vet is, kyk maar my broer, jy is nie baie mater as ek nie hoor. Maar mense, omskielik sê, ek voel nou so skuldig, na vanmôre se preek, ek gaan nou bietjie vas, man, kry die woord van die Here in jou hart. Kry die Here se heerlikheid van sy woord in jou lewe. Trek 'n nuwe kleed aan. Word gewas deur die bloed van die lam. Word vernuwe deur die Gees se werking in jou lewe. Staan op en sê, man, ek wil die Here dien. Ek wil 'n werker word van God. Ek wil 'n evangelis word. Al is ek nie die roeping van die evangelis nie. Ek wil een wees. Want ek het 'n verantwoordelikheid. Mense. Ek Sondagoggende luister ek bietjie na die RSG radio in die week. Ek luister nie graag nie, behalwe die nuus. Ek wil graag hoor wat gaan in die land aan, is goed om te weet. Maar ek luister nie na die ander goedjies daarbye nie. Maar Sondagoggend is altyd iemand wat iets lees in die Bybel uit daarin. Dan sal oor praat, geleerde man. Ek kan hoor aan hulle stem. Hulle het 'n mooi kalm stem, jy weet. Dis geleerde mense. Hulle skreeu nie vir mekaar soos ek nie. Partykeer leer ek by hulle iets hoor. Partykeer dink ek vir myself, ek wonder by watter bos het hierdie ou geleer. Seker Stellenbosch nie. Ek weet nie watter bos kom hy vandaan nie. Waar het hy hierdie goed geleer wat hy van praat? Mense, daar's net een pad. Dis die regte pad, Jesus Christus. Daar's nie 'n ander pad nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n ander weg nie. Jy moet die Here met jou hele lewe dien. Moenie plek gee vir die duiwel nie. Hy gaan jou kleed skeer. Dan plak jy 'n nuwe stukkie lap op. En volgende keer is hy skeer groter. Moenie 'n ou kleed probeer herstel nie. Trek 'n nuwe kleed aan. Deur die kennis van Jesus Christus, die kennis van God, wat deur sy woord aan geopenbaar. Almal het 'n Bybel. Dis nie asof dit 'n verbode is om 'n Bybel te hê nie. Dis nie asof dit verbode is om 'n Bybel te lees nie. Almal kan dit lees. You've got your own Bible. Why don't you just read it? The more you know about Jesus Christ, the bigger and stronger you will become. And you don't have to worry about patching your dress.
Het jy nodig om daaroor te bekommer, wanneer is ek nou reg, ja, die pastoor het môre ook weggepreek, ek gaan nie meer in sy kerk toe, nee, ons gaan daar 'n ander kerk toe, daar waar die pastoor bietjie kalmer is, jy kan sommer hoor, hy is 'n geleerde man. Gaan troos jouself, gaan plak 'n stuk lap op, troos jouself, ek het dan die gat toegemaak, die mense kan my kaal lyf nie meer sien nie, maar ek het dan die gat toegemaak, is nou 'n bietjie beter. Party ouens se kleed is so vol lappe, jy weet nie wat is die oorspronklike een nie. Tot die lap het al oud geword. Hulle moet die lappe lap. Mense, dierbares, jy wat my op die internet, op die kanale hoor, ek weet nie wat se kanale as dit is nie. Daar is so baie van hulle nou. Ek wil net nog op TikTok kom, iemand moet my help om op TikTok te kan praat, ek wil TikTok, ek wil 'n bietjie TikTok, ek klop bietjie jodeer, dat jy kan wakker word. Mense, boonbehalwe dat baie van ons sit met geskeurde klere, is daar mense daar buitekant, wat nog nooit werklik die evangelie van Jesus Christus gehoor het nie. Wat nie regtig weet waaroor gaan dit nie, gaan oor kerk. Ja, ek het maar met daai man getrou, ek het na sy kerk toe gegaan. Maar in daai kerk wat hy is dit so dood soos die een wat jy in was. Jy mag gegaan, maar deze met die man getroud. Ek het na my man se kerk toe gegaan. Of my vrou het so my gekarring, ek het maar na my vrou se kerk toe oorgegaan, pastoor. Is nie oor die kerk nie. Is nie oor die kerknaam nie. Is nie oor die leerstelling nie. Dit gaan oor Vader, Seun en Heilige Gees. En jy kan hom net kry deur die woord van God en deur die krag van die Heilige Gees. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Luister, ek praat met iemand wat my luister op die telefoon dalk. Of dalk op die televisie, op die YouTube, luister. Luister, daar's nie 'n manier van my kerk is reg en jou kerk is verkeerd nie. Is jou kleed reg? Het jy werklik die Here Jesus in jou lewe? Het jy regtig 'n nuwe kleed gekry? Dat Paulus ook kan sê, ek roem nie my ou lewe nie. Ek skou dit as gemors. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek minag dit. Ek ag dit skade. Ek wil dit weggooi. Ek wil Jesus kry as die een in my lewe. Ek wil die saligmaker in my lewe hê. Ek wil gered wees. Halleluja. Ek wil vir God begin werk. Ek wil die boodskap begin uitdra in 'n verlore gaan wêreld. Ek is klaar met kerk. Ek wil die woord van die Here uitlewe. Dit wat God vir ons wil gee. Halleluja. Nou ek het nou klaar gepreek. En ek wil vir u vra, u wat vanmôre hier in my teenwoordigheid is, en hulle wat daar buite kan luister. Hoeveel verskonings gaan ons nog uitdink? Pastoor, verskoon ons by die kerk vanmôre, want dit is so koud. Ek is so bang, ek kry dalk verkoue. Shame. Pastoor, jy weet, griep is in die omtrek, die tyd van die jaar. Jy moet jouself oppas. Jy kan nie so uitgaan, en pastoor, met weet ek is ook al oud. Ek weet waarvan jy praat. Ek sit met my vrouwtjies en gesê net as 'n koffie drink. Dit is maklik vir my te sê, ek is nou oud genoeg om uit te tree. Ek het my deel gedoen, by die huis gesit en dat die ander jong man 'n bietjie maar die kerk hou in die kerk. Ek kan nie. Nie na die Here met my die goed opgemaak het nie. Ek praat eendag met 'n teoloog, 'n dokter in teologie, oor die openbaring wat God my gee van die volk. Adam die eerste is van Israel, en God se plan, hoe God daardie volk gebruik het, en wat hy gedoen het, om uiteindelik 'n verlosser daar te kan voorsien. Sê my, ag, okay, wil jy dit my sê, jy is die eerste ou wat dit in die lewe raak sien. Sê ek, nee, ek weet nie of ek die eerste ou is, maar ek dink ek is die eerste dapper held om dit te sê, anders te bang om te praat. Want hy word al geskort in sy kerk. Maar ek wil vir u sê, God het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n plan met my lewe. Ek besef dit vandag, ek het te min gedoen, te min. Ek het te min gebid, te min gepreek, te min evangelie verkondig, te min straatwerk gedoen, te min gevas.
Maar ek het nog 'n paar jaar oor, ek vertrou die Here vir nog 20 jaar, dan sal ek 100. Maar tot dan toe, die Here my sal krag gee deur sy Gees, en hy sal. Want ongelukkig is dit so, dat die Here moet maar die ou mense gebruik, want die jonges is te besig om geld te maak vir die ou dag. Pastoor, jy weet, Suid-Afrika is in 'n moeilike situasie. Jy sien hoe gaan hulle nou al. Hulle jag al die mense met die duisende oor die grense weg. Die een het gesê, die blanke Afrikaner moet ook uit die land uitgejaag word, sê die een. Ek wil nou nie iets sê van hom nie, dan moet ek nou. Maar pastoor, jy ken nie omstandighede. Jy sien al vir jy sien. Ek sien ja. Weet wat sien ek? Ek sien 'n klomp kinders van die Here in Suid-Afrika. Wat banger is vir die duiwel as wat hulle vrees het vir God. Wat meer gehoorsaam is aan die Satan as aan die woord van God. Wat sy kleed so verslete is. Hy kan hom amper nie meer aantrek en sê, dit is 'n Christen, nie so verslete is die kleed. Dit is wat ek sien. En ek bid die Here vanmôre, dat hierdie woord, jy so kwaad word vir my. Dat jy kan sê, ek sal jou wys, Kai, ek sal jou wys. Wys my, ek sal die Here prys as jy my wys. Ek daag jou uit vanmôre, ek daag jou uit, wys my die pad wat jy wil loop. Moenie die ou kleed kan aanplak met 'n stukkie nuwe lap nie. Kom tot bekering vanmôre in hierdie plek. Kom tot bekering, hulle wat na my luister. Gee jou hart aan die Here, dat Jesus Christus se bloed jou kan reinig van jou sonde en jou ongeregtigheid, dat die gawes van die Gees van God deur jou kan werk, dat jy nuut kan word, kan sterk word, 'n vlam van God kan wees, halleluja, 'n lig vir 'n donker wêreld, sodat die Here in jou vereer kan word. Kan ons saam bid. Vader, ek is nie onkundig met betrekking tot my tekortkominge nie. U ken dit nog beter as ek. Maar Here van die leerskare, hoor my asseblief vanmôre, Vader. U het vir ons 'n pad gemaak. Deur Jesus u seun, om ons te verlos, nie net om hemel toe te gaan nie, maar om ons te verlos uit die mag van die duiwel, om ons uit te haal uit die slawerny wat hierdie wêreld op ons wil aflaai, sodat ons kan vry wees om u te eer en u te prys, en die woord te kan ken, die woord te kan uitdra. Here, ek bid u vanmôre, Vader van die Here Jesus, ek vra u vanmôre, ewige Vader, die woord sê, ek kan met u praat, want ek is met u versoen deur die bloed van u seun Jesus Christus. Want niemand gaan na die Vader deur Jesus, behalwe deur Jesus nie. Ek kom voor u staan vanmôre, Vader, vir hierdie dierbares wat hier voor my sit, en hulle wat na my luister eers op die kanale. Sê, Vader, ek bid u vir genade en vergifnis vir ons ongehoorsaamheid, ons laksheid en ons luiheid. Watter mooi woorde is daar nie 'n mooi woord vir luiheid nie. Here, ek bid u, dat u vanmôre deur u Gees in mense se harte sal werk en kan sê, ek staan op vir Jesus, ek staan op vir Jesus, ek staan op vir die waarheid, ek staan op vir die evangelie van Jesus Christus, ek staan op vir die krag van God se woord, halleluja, ek trek 'n nuwe kleed aan vanmôre, ek bekeer my vanmôre, tot eer van God, halleluja. Ek roep na u vanmôre, Vader, dat u my nuwe krag sal gee deur u Gees. Nuwe lewe sal gee deur u Gees. Nuwe vuur deur die Heilige Gees in my sal brand. Dat die lig in my sal skyn, dat ek die beeld van Jesus kan dra, die beeld wat die duisternis kan verdrywe, halleluja, dat u daarin vereer kan word, Vader, en Seun en Heilige Gees. Halleluja, 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 halleluja. Shekarabo salabatu robo sendre bendangai. Etamangabo tu robo celebeto robo rebenda. Neketanga yabo rebesa yandi rebenda. Wat noem julle my Here? En julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Kyk, die dag kom nader, wat jy voor my sal staan en verantwoording sal moet kom doen. Ek roep jou vanmôre by jou naam, word my diensknegt,
Word gehoorsaam aan my wil. Word gehoorsaam aan my woord, sê die Here deur sy Gees. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. O Masalabatu Rubusebendaya. Ek vereer U ewige Vader. Ek vereer U Jesus Christus. Halleluja, halleluja. Namasabonta Vangaya Rebena.